Eksodus 4. So, Moses is daar by die doringbos, net weer, en die Here het vir hom hierdie opdrag gegee, hy moet gaan na Farao en na Israel, dat hy hulle uit Egipte land kan uitlei, en dan het hy hierdie paar vrae, eerstens vra hy, maar wie is ek, om dit te doen, en dan vra hy, maar wie is u, en dan sê die Here vir hom daardie ontzagwekkende antwoord aan vers 14 en 15, en dan brei die Here uit op hierdie opdrag, hy sal met Moses wees, en dan daai wonder, hulle sal luister. As Moses na die oudstes toe gaan, sal hulle luister. Want Moses gaan kom met die Here se woord. En dan net na dit, dan antwoord Moses nou weer, hier in die begin van hoofstuk 4. En dis dan waar ons nou gaan lees, hoofstuk 4, vers 1 tot 9. Eksodus 4. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond, en dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het 'n staf in sy hand geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. En die Here het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek. En toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, soos sneeu. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek, en toe hy dit uit sy boesem uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo en aan die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. En as hulle ook hierdie 2 tekens nie glo en na jou stem nie luister nie, neem dan van die Nyl se water en giet dit op die droë grond uit. Dan sal die water wat jy uit die Nyl neem op die droë grond bloed word. Ons lees net tot daar. Ons gaan dan deur daai verse werk, deur hierdie 3 tekens wat die Here vir Moses gee. So ons het laas keer gesien, aan die einde van hoofstuk 3, die Here gee die bevestiging, hy beloof, die volk gaan vir Moses luister, hulle sal. En dis deel van daai versie wat ons lees dalk net so vinnig daaroor, maar dis regtig 'n wonder. Die volk gaan vir Moses luister, hulle wat vir Moses verwerp het, verag het, hulle gaan luister. Hoekom? Want Moses gaan nie meer kom as Moses nie, Moses gaan kom as boodskapper van die Here. Hy gaan sê, die Here van die leerskare het aan my verskyn, en hy sê, die Here sê, hulle gaan luister. Maar nou twyfel Moses, nog steeds. Hy weet nog steeds nie so mooi of hy lekker opgewasse is vir die taak nie, want dalk glo hulle hom nie. En hier skemer dan iets deur van Moses se twyfel in die Here se belofte en daarom ook 'n hart wat ongehoorsaamheid openbaar. So die eerste 2 vrae kon dalk hierdie formele, ons sien dit by baie van die profete wat die Here ontmoet. Hulle vra hierdie vraag van wie is ek en wie is u? Wie is ek? Ek is maar net 'n mens, en wie is u? O Here, u is die Almagtige, die een wat is wat hy is. Maar hier in die derde antwoord van Moses kom hierdie ding deur van hy twyfel. En saam met twyfel kom nou ongehoorsaamheid. Wat uiteindelik so goed is van dit wat Moses hier skryf, is Moses wat hier neergeskryf het, is die laaste versie van hierdie hoofstuk. En die volk het geglo. En toe hulle hoor dat die Here op die kinders van Israel ag gegee het en hulle ellende aangesien het, het hulle aan aanbidding neergebuig. So
Moses skryf uiteindelik, hy het geen rede gehad om te twyfel nie, want hulle het geglo. Die Here was al die tyd toe reg. Moses kon die Here net vat op sy woord. Het geen rede gehad om te twyfel nie, maar tog twyfel hy. En ons sien dit in die hele gesprek in hoofstuk 3 en 4. Moses wil uiteindelik nie gehoorsaam wees nie, want hy twyfel in die Here se beloftes. En werk nie net so met Moses nie, ek het net gesê toe ons die wet gelees het, ons is ongehoorsaam aan die Here, want ons dink nie sy beloftes is waar nie. Ons glo hom nie. Of ons weet is waar, maar dis net nog nie nou al waar nie. Of ons weet is waar, maar dis nie vir my waar nie. Of dis nie vir ander waar nie. Ons beveg nie ons sonde nie, want ons glo nie, Jesus het rarig al die werk gedoen nie. Ons is lui in ons heiligmaking, want ons glo nie dat die Here in ons werk om te wil, sowel as om te werk nie. Kinders, julle luister dalk baie keer nie na julle ma en pa nie, want dalk dink julle daardie opdrag is regtig net nie goed nie. Julle dink, ek wil nie luister nie, want ek weet beter. Ek glo nie dat my ma en pa beter weet nie. So as ek sê, bly hier langs my, moenie nou oor die pad hardloop nie, want dit is gevaarlik. As my kind nie luister nie, is dit omdat hulle my nie glo nie. En net so met ons. Ons lewe dalk in vrees en twyfel in plaas van vertroue, want ons dink, die Here se beloftes is nie waar nie. Dalk dink ons die Here gee nie om nie. En omdat ek dink die Here gee nie om nie, wil ek ook nie môre gaan werk nie. En ons lewe dalk soos die wêreld, want ons glo nie dat ons regtig uit hierdie wêreld gered is om God se kinders te wees nie. Ek glo God is nie regtig lief vir my nie en daarom sukkel ek om lief te wees vir my man en vir my kinders. Ek doen nie gereeld huisgodsdiens nie, want ek glo nie dat die Here dit regtig gaan seën nie. Ek voed nie my kinders op in die tug en die vermaning van die Here nie, want ek glo nie dat dit wat hulle regtig nodig het, Jesus is nie. Is regtig in al ons ongehoorsaamheid uiteindelik omdat ons nie God op sy woord vat nie. Ons glo nie sy beloftes nie. Dan net so hier met Moses, hy wil nog nie gaan nie, want hy twyfel. Maar kyk nou, hoe goed is die Here. Hy gee vir Moses nie 1 teken nie, nie 2 tekens nie, maar 3 tekens, om hom uiteindelik en die hardkoppige volk te oortuig. Tekens en wonders, wat Moses en die volk gaan oortuig, dat die Here Jahwe waarlik die koning verlosser van sy mense is. Die tekens met 'n staf, 'n hand en water. Kyk na die eerste teken, daar in vers 2 tot 5. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? Dis nou nadat Moses hierdie vraag vra van twyfel. Wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Nou, voordat ons in die teken self ingaan, wat met hierdie staf gebeur het, kyk hoe werk die Here met Moses. In hierdie staf, en met die hand, en met die water, hierdie is so goed, hierdie swak sondaar, gaan hy gebruik as sy instrument, hy het dit reeds gesê, en daarom werk hy met soveel lankmoedigheid met hom. Dis al die 3de keer dat Moses een of ander vraag het, wat uitloop op hierdie teepratery, maar die Here werk so sag, hy daal neer, hy werk met Moses se hart. Terwyl hy daar praat in die doringbos, hy vat Moses se hand soos 'n kind wat nog steeds nie verstaan nie. Hy het nou al 3 keer dieselfde wiskunde som verduidelik, en hy verstaan nog steeds nie. Nou vat hy hom aan die hand en hy sê, kom ons kyk hier op die grond. Ek gaan nou vir jou hierdie som in die grond teken, dat jy kan verstaan. Hy verduidelik vir hom weer dieselfde konsep, maar van 'n ander hoek af. Hy leer sy disippels
presies soos hy later in die evangelies doen, deur iets te sê soos, kyk na die lelies van die veld. Kyk hier, Moses, wat is in jou hand? Kom ons vat hierdie ding wat hier by ons is, dat ek vir jou hierdie ding verduidelik. Hy gaan met hierdie tekens weer vir Moses wys, konkreet, sodat ek kan verstaan, ek is wat ek is, en ek is met jou. En daarom gebruik die Here die ding in Moses se hand, 'n staf of 'n stok. Met hierdie staf gaan die Here nou 'n wonder doen. En Moses en jy moet sien, Moses, as die Here dit kan doen met 'n stuk hout, hoeveel meer kan hy doen as hy jou stuur vir hierdie taak? As hy lewe kan bring uit hierdie dooie stuk hout, hoeveel te meer kan hy jou nie gebruik nie, Moses? En van hier af vat Moses hierdie staf nou saam met hom. En dis nie hierdie soort towerstaf nie. Dis nie Moses wat sy staf swaai en hy gooi 'n klomp woorde en dan gebeur daar die pla of die wonders nie. Hierdie staf is 'n herinnering aan hierdie moment. Die staf staan vir wat Moses is. Moses is maar net, soos die stok maar net is. Maar die Here stuur hom. Die Here beveel hierdie stuk hout om iets te word en dit word iets. Moses, jy's maar net 'n herder. Jy's maar net hierdie ou wat gevlug het uit Egipte, maar ek stuur jou. Die staf is rarig net hout, maar die Here beveel, praat en die staf bring pla oor Egipte, kloof die see, bring water uit die rots. En daarom sê vers 20, later in die hoofstuk, hierdie is die staf van God. Net soos wat hierdie Moses genoem word, die man van God. Die stok is 'n stok en Moses is Moses, maar omdat God sê, daarom is dit die staf van God en die man van God. En dit gaan vir Moses sê, jy is swak, jy's 'n sondaar. Jy twyfel, moedeloos. Maar Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 10, hy het behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Die staf gaan elke keer vir Moses sê, God is die een wat red, nie jy nie, Moses. Jy is swak, sodat die krag van Christus openbaar kan word. Dat jy kan roem, nie in jou nie, Moses, maar in Christus wat red. So ja, gelowige, jy kan niks doen nie. Jy en wie jy is van geen nut in die koninkryk nie. Maar as Christus jou heilig, as jy die staf van God word in hom, omdat hy jou geheilig het, word jy bruikbaar, al is jy swak. En dis wat ons nodig het. Manne en vroue wat hierdie besef, manne en vroue wat op hulle knieë is as gevolg van hulle swakheid. Manne wat hulle bravade verloor en voor die Here Jesus neerval in smeking vir hulp. En nie net een keer waar iets oor jou lewe gekom het en jy plat geslaan is en jy daar een keer gebid het nie, elke dag. Dis die manne wat ons nodig het. Dan is jy bruikbaar in die koninkryk van God. 'n man wat sê ek is soos 'n stok. Ek's rarig maar net. Maar kyk nou wat gebeur met die staf. Hy sê, gooi dit op die grond.
toe gooi hy dit op die grond en dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. En hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp en dit het 'n staf in sy hand geword. Hier is die staf waarmee Moses al vir jare dalk mee geloop het. Jy kry mos nou 'n lekker stok waarvan jy hou en dit vat later die vorm van sy hand. Die punte sal stomp teen al die klippe en die bokant blink van waar sy hand nou al soveel keer oor geskuur het. En dan word dit 'n slang. Waarskynlik, ons kan nie met sekerheid sê nie, maar waarskynlik 'n giftige slang en Moses sou die slange van die woestyn geken het en hier is hierdie slang voor hom en hy vlug daarvoor. Weer eens gevaarlik. En daarom moes Moses nogal moed by mekaar geskraap het en in gehoorsaamheid, omdat hy glo nou wat die Here hier doen, omdat hy glo in gehoorsaamheid moes hy die stert van daai slang gryp met 'n behoorlike greep, nie met sy duim en sy wysvinger nie, met 'n behoorlike greep. Hy moet hom vang met die moontlikheid dat hierdie slang hom dalk kan pik as hy hom aan die stert gryp. Maar dan word dit weer 'n staf in sy hand. Nou net 'n kantnota hier, die woord vir staf hier kan ook scepter beteken. Die staf of die stok of die scepter. 'n Stok, 'n scepter is die stok waarmee die koning regeer, 'n teken van koningskap. Hou dit net in gedagte. So wat sê hierdie teken nou? So vers 5 sê die volk moes oortuig word hierdeur sodat hulle kan glo hierdie gaan nou gebeur, Moses gaan nou aankom by hulle en dan gaan hulle dalk aanvanklik sê maar hoekom moet ons jou glo en dan gaan Moses nou hierdie teken doen saam met Aaron sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. Dis hoekom hy dit moet doen. Hulle moet hierdie teken sien en sien dat Moses regtig deur God gestuur is. Hy praat die waarheid. So, hoekom sou hierdie teken, hierdie staf wat 'n slang word, die volk oortuig? Wel, behalwe vir die feit dat hierdie natuurlike wonder is, die teken sou baie duidelik vir Moses en die volk en Farao en enige Egiptenaar regtig duidelik gewees het. Die slang was algemeen bekend as 'n teken in Egipte. Dit was 'n simbool wat Farao gebruik het op sy kroon. Gaan Google maar net al die prentjies van hoe die farao's gelyk het. Die slang is oral. Is 'n simbool van mag, hy's die heerser van die aarde. Egiptiese gode en dan die farao's het daarom die slang ook as 'n scepter vasgehou. Kry die prentjies vir die farao self 'n slang en dan hou hy 'n slang vas as 'n scepter. Dit wys na sy koningskap. 'n Scepter in die vorm van 'n slang. So die farao is hierdie god wat lyk soos 'n slang met 'n slang op sy kop en 'n slang as 'n scepter. Die farao is die slang. En dit maak net sin. Die slang, dis die slang van ouds, wat die mens weggetrek het van God af, wat die mens verlei het om uiteindelik ook stede te bou vir hom, vir die slang, stede van geweld, stede en torings wat die mens in die slang se naam sal laat staan vir ewig. Sien dit reg deur Genesis. Stede soos dan hier uiteindelik in Egipte, monumente om te wys die slang is waarlik koning oor die mense van God. En dis hoekom Esegiel 29 vers 3 sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak, slang, wat in jou strome lê of in die Nyl lê, wat sê, my stroom of die Nyl is myne en ek het dit vir my gemaak.
So die skrif self sê dit, Farao is die groot seeslang, die groot seedraak, die Leviathan, die slang van ouds. En hierdie beelde is baie duidelik gekoppel in daai tyd reeds aan die Farao. Die volk sou dit duidelik gesien het. Enige Egiptenaar sou dit gesien het. So wat gaan Moses hier met hierdie staf vir die volk wys? Wel, hy gaan wys wie's regtig koning. Wie kan die slang aan die stert gryp en hom 'n lewelose stok maak? Die groot Leviathan aan die stert gryp en hom 'n stok maak. Wie kan Farao aan die voet gryp? Ja, wie kan sy voet onder hierdie slang se kop sit en trap dat sy skedel kraak? Wie kan 'n slang 'n scepter maak waarmee hy regeer? Met ander woorde, vir wie sal die magtige koning van Egipte, die slang, luister? Wie kan ons uitred uit die magtige, regerende, beheerende mag van Satan en sonde en die wêreld? Wie is magtiger as die groot slang Farao? Is niemand anders as Jahwe nie. Is niemand anders as ons Here Jesus nie. En Moses is sy boodskapper. So glo hom. Hy kan regtig die vyand vernietig. Sien dit raak. Glo hom. Nou, vers 8 sê, en as hulle jou nie glo en aan die eerste teken gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo. Die King James vertaal dit meer direk, meer letterlik en sê, hulle sal dalk nie na die stem of die roep van die teken luister nie. En hulle sal die stem van die laaste teken glo. So die teken self het 'n stem. Die teken het 'n roep. Nou dit kom nie lekker in die Afrikaans uit nie, maar die King James vertaal dit so. Daai teken roep jou. Die teken het 'n stem, dis die stem van Jahwe wat jou roep. Vir elke Israeliet, vir elke Egiptenaar, dit sê Jahwe is koning. Die slang sal vermorsel word. Verbrysel word. Dit roep jou tot geloof. Maar nou sê die Here dan in vers 8, en as hulle jou nie glo en aan die eerste teken gehoor gee nie. Met ander woorde, die volk gaan sukkel om te glo soos Moses vrees. En dis nie omdat daar fout is met die boodskap of die eerste teken nie, dis as gevolg van ons harde harte. Ons wil nie die evangelie glo nie. Die evangelie is net te goed om waar te wees vir ons wat ons self wil regverdig. Ons wil onsself uit Egipte uittrek. So hoe moet ons nou hierdie Moses glo wat sê die Here gaan ons uitred uit die hand van die magtigste man op aarde? Ons is al vir jare en jare slawe. Goed, daarom gee die Here dan wel 'n tweede teken. Vers 6 en 7. En die Here het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy gaan weer eens die hand gebruik, iets wat swak is. Die hand wat die staf vashou gaan nou ook 'n teken word. Moses se hand wat misluk het toe hy die vorige keer probeer het om Israel te red. Met sy hand het hy daai Egiptenaar doodgeslaan en hy moes vlug vir sy lewe. Maar daai hand gaan nou 'n teken word van genesing. Steek jou hand in jou boesem, waar is jou boesem? Is hier teen jou bors, teen jou hart. Dis waar daar 'n vou in jou kleed is. Dit was ook soos 'n sak, jy kan iets daarin binne geberg het of dalk 'n kind daar gedra het. So jou boesem is hier teen jou bors. En dis ook hoekom dit die figuurlike betekenis gekry het van nabyheid, teen jou hart, en selfs jou hart. En hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaat, soos sneeu. Dit sou hom net so groot laat skrik het soos vir die slang. Maar hy kan dit nie wegvlug van sy eie hand af nie. Melaatsheid, soos sneeu,
Sê, dis regtig erg, dis aaklig, dis 'n hoogs aansteeklike en ongeneesbare velsiekte, waarskynlik ook baie goed bekend in Egipte. En as jy dit aan jou lyf sien, gaan jy skrik. Maar dan sê die Here, steek jou hand weer in jou boesem, en hy het sy hand weer in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. Die Here genees die hand van Moses, en dis wat die volk moet sien. Die Here genees. Watter God doen dit? Kom nou, die gode van Egipte, o Farao, die een wat alle mag op die hele aarde het. Watter God kan nie net melaatsheid gee nie, maar dit ook genees. En onthou, melaatsheid het net uit wat die siekte self is gewys, jy kan eintlik nie naby gesonde mense wees nie. Jy's vuil, jy's besmet. En die Here het dit ook later gebruik om iets te wys van die evangelie. Ons is van nature besmet in ons sonde, melaats voor hom. En hierdie wys daarom verder as bloot net genesing van melaatsheid. Hy genees die onreinheid van ons harte. Hy genees hierdie massiewe probleem. En dit sê, hy kan die groot probleem genees. Die onreinheid van ons harte. Ons eintlike probleem in Egipte. Sonde. Dis wat Jesus kom wys wanneer hy melaatsheid genees het. Dis hierdie prentjie van ons onwaardige stank voor die Here. Ons kan nie met hom gemeenskap hê nie. Ons kan nie met sy mense gemeenskap hê nie. Maar hy kan dit genees. Wie kan dit doen? Wie kan nie net die vyand aan die stert gryp nie, maar het ook nog verder die mag om die grootste probleem van die lewe te genees. Ons God, ons Here Jesus verbrysel en genees. So glo hom. Die laaste teken wat die Here vir Moses gee, vat hom dan nou direk na die mense toe. Dalk is Moses steeds bang dat sommige hardkoppe gaan wees. Dalk is Moses oortuig, maar bang die mense gaan hom nog steeds nie glo nie. En daarom hierdie derde teken, as hulle ook hierdie twee tekens nie glo nie, en na jou stem nie luister nie, neem dan van die Nylse water en giet dit op die droë grond uit, dan sal die water wat jy uit die Nyl neem op die droë grond bloed word. Water en bloed. En ons gaan uiteindelik weer hier by stil staan by hierdie water en bloed, is uiteindelik die eerste plaag ook. Die hele Nyl word bloed. Maar die Nyl is die bron van lewe in Egipte. En daarom is die Nyl ook die God vir die Egiptenaars, die bron van lewe en vrugbaarheid, versorging. Dis hierdie twee geslagtelike God, wat hy's manlik en hy's vroulik, want dis alles, alle lewe kom van hom af, van hierdie God af. En is ook hierdie plek waar die magtige slang lê en loer, soos ons net nou in Esegiel 29 gesien het. Farao, die groot draak, lê in sy waters, in die Nyl. En dis waar hy alle lewe en dood beheer. Hierdie Farao, groot slang, beheer lewe en dood, want hy lê daar in die Nyl, hierdie bron van lewe. Maar die Here het die mag om dit in bloed te verander. Hy het die mag oor alle lewe en dood. Hy kan daai groot krokodil wat in die water lê, doodsteek, dat daai hele Nyl vol bloed word. Hy kan die bron van lewe in bloed verander. Hy kan die bron van Farao se mag vernietig. Hierdie tekens, hier is die tekens o volk van God, dat die verlosser uit Egipte regtig God ontmoet het, en dat God hom gestuur het om julle te red. Hy is die een wat alle mag het in hemel en op aarde, selfs oor Satan, die slang,
Hy is die enigste een wat julle van alle sonde kan reinig en genees. Hy is die enigste een wat alle mag oor lewe en dood het. So soek julle nog 'n teken. Of het jy geglo in die teken wat die Here gegee het? Baie mense wag daarvoor. Sê Here, ek wil seker wees dat U bestaan. Gee vir my 'n teken. Here, ek wil seker wees wat ek moet doen. Gee vir my 'n teken. Die Here het al baie tekens gegee. Het jy die roepstem van die tekens wat hy gegee het gehoor, of wil jy nog steeds nie glo nie? Weet julle, die Here sê in Deuteronomium 32 vers 39, "Onskou nou dat dit ek is en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak lewe en maak dood en maak lewend. Ek verbrysel en ek genees en daar's niemand wat uit my hand red nie." Lewe, dood, verbrysel, vyande onder sy scepter, en hy is die een wat genees. Dis die 3 tekens wat die Here vir Moses gee. Lewe en dood, verbryseling van vyande, genesing. Hy is die enigste ware God. Maar weet julle, ons Here Jesus het dit in een finale en groot teken gegee. Hy het aan die kruis gesterf en na 3 dae opgestaan. Die Seun van die lewende God het in een teken dit eens en vir altyd finaal en klaar gewys. Hy het mag oor lewe en dood. Hy het mag oor die groot slang, die Leviathan, wat hy daar aan die kruis kaal uitgetrek het. Toe hulle hom kaal uitgetrek het, het hy die Satan verslaan, die groot slang aan die stert gegryp en hom doodgeklap teen die grond, dat hy 'n stok word. Terselfdertyd het hy jou hart gewas met sy eie bloed. Hy is die een wat genees, regtig genees en reinig. En hy het opgestaan as teken van dit alles. En ja, hy het deur sy hele bediening verskeie tekens in al sy bediening gewys. Hy is Jahwe, die een wat Moses gestuur het. Hy het melaatses gesond gemaak, hy het geeste uitgedryf, hy het blindes laat sien, hy het Lazarus uit die dood laat opstaan. Maar aan die einde van Johannes se evangelie beskrywing sê Jesus vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig." En Thomas antwoord en sê vir hom: "My Here en my God." En Jesus sê: "Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die een wat nie gesien het nie en tog geglo het." Want hier is die teken. Is so duidelik soos wat kan kom. Jesus is dood en hy het opgestaan. Hoekom skryf Johannes daai? Want dit 'n paar verse aan Johannes 20. Hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dat jy kan glo dat hy van die Vader gestuur is. Dat hy die verlosser uit Egipte is. So glo hom. Sien die leë graf. Hy is dood, maar hy het opgestaan. Daar's geen ander teken van hom meer nodig nie, want hy het dit finaal en klaar gewys. Hy is van sy Vader gestuur, gaan dan en kyk na hom, aanskou hom, en gaan kruisig dan jou boesem sondes. Gaan, jy wat worstel met luiheid of woede of hoogmoed, gaan, bring jou vinger, kyk
hy het opgestaan. Kom eet die brood en drink die wyn en neem dit as versekering dat jy in die geloof deur hom gevoed word. Kom proe dit. Sy liggaam en sy bloed. Kyk, hy is dood en hy het opgestaan. En gaan dan uit Egipte uit. Gaan dan, jy wat swak en dwaas voel en leer by die voete van Jesus. Gaan dan nou, moedelose swakkeling. Dalk in jou siekte of jou gesukkel met jou kinders. Gaan na Jesus toe en gaan doen dan jou werk. En as jy môre nog steeds swak is, gaan weer, want as jy swak is, word Jesus net weer verheerlik. Amen.